Hallo julle. Ek sit hierdie week met 'n situasie wat ek nie regtig weet hoe om te benader nie. En ek vra die Here om my wysheid te gee en my leiding te gee. En hy vra vir my, of ek kry die woord wat vir my sê, waar is jou geloof? En dit is graag waaroor ek met julle wil praat vanaand. Hallo, my naam is Roan en baie welkom by Na Ure met God. Die skrif wat ek kry hierdie week is 2 Korintiërs 5 vers 7 wat sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. En om in geloof te wandel beteken dat ons nie moet bou op wat ons oë sien nie of wat ons emosies vir ons sê nie, maar ons moet wandel op wat die woord van God sê, die waarheid van God sê. En 'n goeie voorbeeld daarvan is as ons op die pad ry en ons gebruik 'n GPS. Jy weet nie as jy in die mis ry wat voor jou aangaan nie. Maar tog glo en vertrou jy dat die GPS wat se pad wat hy vir jou wys wel die regte pad is en die veiligste pad is. En dit is presies wat God se woord doen. God se woord lei ons al lyk die pad onseker. En dit is waar geloof hier 'n baie groot rol speel. Romeine 4 vers 20 tot 21 sê vir ons dat hy het nie in ongeloof hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. Maar hy is versterk in die geloof en het aan God die eer gegee, terwyl hy teen volle oortuig was dat God ook die mag het om te doen wat hy beloof het. En hierdie gedeelte laat my verskriklik baie dink aan Abraham, wat moes wag vir 'n belofte van 'n seun. En almal van ons het maar soms 'n probleem met 'n bietjie wag. Ek is baie skuldig daarvan. Ek het nie geduld nie. En dit is 'n ding wat baie mense se geloof so bietjie stram trek. Jy weet, as jy bid vir genesing as jy siek is, of as jy bid vir 'n deurbraak by die werk, of as jy bid vir 'n nuwe werk, en jy voel soms dat die hemel stil is. En daai vrees vir die onbekende is 'n ding wat baie mense mee sukkel. En wat baie mense se geloof so bietjie vasdraai. En dit is goed wat mens soms laat wakker lê in die nag. Maar in Matteus 6 vers 34 praat Jesus spesifiek hieroor. En hy sê, moet julle dus nie kwel oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. En laat my weer eens dink dat die vrees van die toekoms eintlik net ons vrede wegvat. Dit steel ons vrede. Die Here wil hê ons moet vertrou. Ons moet vertrou dat God reeds in die dag van môre is. En ons raak soms so vasgevang in die alledaagse lewe, jy weet, in sosiale media, in werksdruk, in wêreldse gebeurtenisse, en dis goed wat ons fokus wegvat van God af. Baie keer dink ons, jy weet, okay, ek sit nou met hierdie situasie en ek kan dit self regmaak. Jy weet, dis daai ding van, maar hoekom het ek iemand anders nodig? Ek kan dit self regmaak. Ek kan self hierdie ding aanpak. En geloof vra dat ons totaal en al beheer oorhandig aan God. En die oorwinning wat ons kry in geloof, of dit nou is klein oorwinningkies of groot oorwinningkies, dit bly 'n oorwinning. En Filippense 4 vers 6 tot 7 sê vir ons, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. En hierdie stukkie herinner my net elke keer as ek hom lees,
dat ons nie gemaak is om al ons laste alleen te dra nie. En dat wanneer ons alles oorgee aan God, met gebed en met danksegging, dat daar bonatuurlike goed gebeur. Sy vrede wat groter is as enigiemand kan verstaan, vul ons harte en ons gedagtes. En ek wil julle graag los met dit, met 'n paar goedjies wat ek geleer het om aan te hou beweeg in geloof. Al raak dit soms moeilik, want dit beteken nie dat jy nie gaan stryery hê of dat jy nie gaan moeilike tye hê nie. Maar die beginsel bly dieselfde. So begin elke dag met 'n gebed. As jy werk toe ry, sit en jy sit daar in stilte, praat met die Here, praat met hom, sê vir hom, luister, help my met die, of geef my leiding oor die, of geef my wysheid met die. Bly in die woord wandel. 5 minute 'n dag, lees 'n stukkie van die woord. Weereens, dit is 'n direkte kommunikasie met God. En leef elke dag bewustelik. Geloof is nie net vir Sondag nie. Dit is hoe jy jou gesin liefhet. Dit is hoe jy jou kollegas behandel by die werk. Dit is selfs hoe jy finansies bestuur en hoe jy jou kinders grootmaak. Om in geloof te wandel beteken nie dat jy nie gaan struikel nie. Dit beteken net staan weer op. Vat die volgende stap. Vertrou, glo. En glo dat God saam met jou is in elke tree. Baie van ons was al op 'n punt gewees waar jy voel en sê, Here, maar ek kan nie meer. Ek's op my knieë, ek het nie meer die krag nie, ek het nie meer nie, help my. En dit is juist die beste plek om te begin. Jou struikelinge is nie 'n teken van God se afwesigheid nie. Maar is soms die plek waar hy jou geloof versterk. En dit is die beste plek. Jy sê, jy's klaar op jou knieë. Praat net met die Here. Elke oorwinning wat ons kry, groot of klein, is 'n herinnering dat God getrou is. Dit is nie 'n reendags paraplee nie. Maar dit is 'n daaglikse wandel. So hou aan stap in geloof. 1 tree op 'n slag. En hou vas aan die waarheid van God. Ek sê vir julle met dit baie dankie. Tot ons mekaar weer sien.